You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Dag sê, my naam is Karstyn Lotter, 38 jaar oud en ek is 'n tik en buttonverslaafde vir ongeveer 20 jaar gewees. En Ja, ek is Andrico Lotter en ek is regte drug addict, alle dwelms, nou al vir die laaste 26 jaar. 26 jaar. 26 jaar. Maar vir die laaste 16 jaar is dit tik en buttons en dagga, drank. Ja, basies alles wat ek in die hande kon gekry het. Okay, julle twee het nie saam groot geword nie. nee, ons het apart groot geword. My ouers het geskei toe ek omtrent so 6 maande oud was. Hoe oud was jy daai tyd? Ek was 2. 2, okay. Ja, ek het by my ma gebly en my broer het by my pa gebly. Ja, my tyd saam met my ma was enkel ouer, so dit het maar swaar gegaan. Was dit in Johannesburg, nee? Nee, ek was saam met my ma in die Kaap In die gewees. Kaap. Okay. Ja, het maar swaar gegaan by die huis. My ma het baie hard gewerk. Ook aan die begin maar klein salaris verdien. En ja, baie aande was aan die kos gewees in die huis nie. Baie aande moes ek alleen gesit het by die huis. Want jou ma nie aande gewerk? In by die hospitaal. O, by die hospitaal, Ja. skofte gewerk. Skofte gewerk, ja. Ja, sy het begin in die CSSD, toe werk sy vir haarself op in die teater. So ja, sy was baie lief vir haar werk gewees, meeste van haar tyd daar spandeer. So meeste van my tyd was ek maar alleen gewees. En van daai tyd af, wat my broer, hy was ook nie daar nie, so ek het nie eintlik eens my broer eintlik geken nie, so van 'n vroeg ouderdom af het ek hierdie leekol binne my gehad, wat ek nie geweet het hoe om te vul nie. Waar het jou ma, was sy altyd single? Altyd single, ja. Altyd Sy het 'n boyfriend hier en daar gehad, maar ook nie oor die weg gekom met ons nie, want ek was maar 'n stout kind gewees. So dan het probleme tussen hulle veroorsaak. Stout hoe? Baie uit die crash uitgeskors, baie probleme. die crash uit? Uit die crash uit, ja. Ek het 'n seun se tand uitgeslat toe ek nog in die crash was. Toe is ek daar uitgeskors. So toe moes ek by die huis gebly het, terwyl my ma vir my aan 'n skool soek. So ja, ek was baie van die meeste van die tyd alleen en toe het sy nou eventually vir my weer 'n laerskool gekry. Daar was ek weer 4 keer uit die laerskool uitgeskors, uit verskillende skole uit. Vir? Beklei, ja, meestal vir beklei. Ek het begin steel ook van 'n vroeg ouderdom af. Baie moeilikheid gemaak. Maar jou ma het nie gedrink of... My ma haat drank en dwelms, omdat my pa ook 'n alkoholist is. Ja. Het is weird dat wat dit getrigger het. Want jou ma was 'n goeie ma gewees. Goeie ma. Nee, ek kan nie 'n slegte woord sê vir my ma nie. Sy het nog al die jare uit op pad uitgegaan om vir ons te voorsien. Eers vir my toe ek alleen was en toe na 'n paar jaar wat my broer ook by my aangesluit het. Nee, sy het altyd uit op pad uitgegaan. En hoërskool? Hoërskool was 'n bietjie erger as laerskool. Ek was seker in 6 of 7 verskillende hoërskole ook. Ook as gevolg van skoolbank, onderwysersvloek, steel. Ook dagga begin rook in hoërskool. Wat se ouderdom? Seker standaard 7 gewees. Dat sê jy begin dag gerook. En toe het jy al lankal sigarette gerook? Ja, maar nie permanent nie, net hier en daar. Deur die dag sal ek so 1 of 2 sigarette rook. Maar nog op die beginstadium gewees. En op wat se ou het jy al op skool al harder dwelms begin gebruik? Nee, eers na skool. Na skool. So op skool was dit net Net dagga Dagga en gerook. ja, en sigarette. Maar ek het ook nie skool klaar gemaak nie.
Ek het maar net standaard 6 op my naam. Dan 6. Ja. Aan die begin van graad 9, toe word ek weer geskort en toe besluit ek sommer ek bly nou maar uit die skool uit. En wat het jy gedoen na skool? Vir 'n paar jaar niks nie, maar net gesit. Rondgehang. Net rondgehang. Het jy toe al begin harde dwelms gebruik? Nee, Nog nie. eers hier van 18, 19 af het ek begin ernstige dwelms gebruik. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Andrika, jy was Johannesburg toe. Ek was by Johannesburg by my pa gebly. Ek sou gesê het, dit was nie maklik nie, want my pa was 'n alkoholist en vir my op 'n tyd gevoel dat hy nie eintlik vir my graag gehad het nie. Ja, en toe Wat se werk het hy gedoen? hy was 'n meganiese ingenieur. Jo. Ja, sy eie workshop en alles gehad en alles het so, ja, ek was altyd daar so om die slaan te vat en ek het altyd net niks verkeerd gedoen nie. En ja, so ek het op hoërskool, toe is sy vrou hom los, my eerste jaar op staan 6, toe begin ek saam met hom brandewyn drink en ja, Saam met jou pa. saam met my So hy het vir jou gegee, hy was Ja. okay. Ja, daar was niemand anders daar rond hier, so toe iewers skielik is ek goed genoeg om saam met my te drink en goed en ja, en daai selfde jaar toe begin ek met dagga rook by die skool, dwelms te vat, rocks, coke, En cat, staan dit 6. en staan dit 6. Ja, later aan, voor ek staan 7, toe sit acid, LSD, ecstasy, Staan dit 7. staan dit 7, en ja, so het dit aangegaan. Ja, ek het sover tot vandag toe elke liewe dwelm gebruik wat 'n mens kan en ja, ek sê dit was 'n donker pad op 'n tyd. So jy was sê maar 14 toe jy begin het met harddrugs. Harde drugs, ja. Hoe oud is jy nou? En 39, raak 39. 40. En jy Stein? Ek is 38 jaar oud. 38. 38, 39. Ja. So wat het gebeur dat jy afgekom het Kaap? Jy het afgekom Kaap toe na jou broer toe. Ja, toe het ek bietjie erg geraak in die dwelmwêreld. Toe ek weer sien, toe werk ek vir Nigerians. En In Johannesburg? In Johannesburg. Toe vind my pa dit uit en dis die gouste wat my op 'n bus het Kaap toe, na my ma toe. Om jou weg te kry van drugs af. Ja, seker ook van hom af, want dis ook die laaste wat ek en hy gepraat het. Tot nou toe? Nog niks nie. Leef hy nog? Hy leef nog, ja, ek hoor hy nou 'n ander kind en al so. Ja, hy het my heeltemal uitgeskuif met So hoe oud was jy toe jy afkom Kaap toe? Ek was 27. Omtrent. Ja, 27. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance.
tyd toe jy afkom Kaap toe, jou pa het jou afgestuur Kaap toe na jou broer toe om jou weg te kry van drugs. Ja. Wat het toe gebeur? Daai selfde dag toe ek van die bus afkom en ja, taxi afgeklim, toe kry ek Woestyn en ja, daai selfde dag toe gaan rook ons daar in Lowville. Ja, toe sit sy met tik en Mandrex en ja, Hoe lank terug was daai? ecstasy. Dit was seker so 16 jaar terug. Ten minste ja. Ja. Okay, so vertel my van julle pad die laaste 16 jaar, was dit in die Weskus? Ja, ook maar 'n moeilike pad gestap. Ek het gedink as my broer eers by my gaan insluit, gaan dinge begin lekker raak. Maar sommer van die eerste dag wat ek by die taxi afgeklim het, toe vat ek hom af Lowville toe om vir hom 'n bietjie te gaan wys hoe tik is en hoe het maak en dis dit sommer buttons en van daar af was dit sommer elke dag se gerookery. Ons het 'n paar dae lekker gerook, maar ook hand uitgeruk. Na 'n tyd klomp bekleierye veroorsaak en is nog drank tussenin. My huismense moes 'n paar keer die polisie vir my bel om my te verwyder van die perseel af. 'n Paar keer toegesluit ook. Toe los ek nou maar die drank, toe is dit nou net tik en buttons. En toe het dit so erg geraak dat ons sommer pad gevat het. Ons het plus minus 4,5 jaar op die straat ook gebly. Waar? Hier so in die Weskus, Johannesburg, Durban, PE, Het julle rondgehike? rondgehyk. Ons het nêrens anders gehad om te gaan nie. Ons wou ook nie by die huis gewees het nie. Ek het ook rondgehike op 'n stadium, maar ek was op soek na iets. Het julle gehike? Ja, En op wat het in jou kop gegaan daai tyd? Wat het julle gedink? ook op soek na iets, Ja, maar was dit iets weg, hè? daar was net iets missing in 'n ou se lewe. Ek kan nie vir jou sê wat dit was nie, maar ek het iets gesoek en ek kon dit net nie kry nie. Maak nie saak waar ek gaan nie, ek was nooit gelukkig nie. Was nooit tevrede met my lewe of my omstandighede nie. Niks het uitgewerk nie, maak nie saak wat ons doen nie. Daar was obviously in so lank tyd mense wat hulp geoffer het van tyd tot tyd. Daar was ja, maar So daar was geleenthede. daar was geleenthede, maar ook ons wou net ons ding doen. Ons wou niks geweet het van ander mense en van hulp. Ons wou niks geweet het van die Here nie. Ja, So, die so moeilikheid met mense wat op straat is help, is dat dit baie keer die geval is, nê. Alhoewel jy op soek is na iets, tog dan kom iemand en offer vir jou hulp en dan het jy opportunity, maar jy's so gone in die lewe dat jy kan nie daai geleentheid laat maak werk vir jou nie. Stel jy mense te leer en dan so as jy terugkyk was daar obviously baie geleenthede Daar wat was jy baie geleenthede geweest. wat jy kon skoon kom en daar was 'n kans vir sukses en Ja, as baie mense wat vir ons blyplek geoffer het, sommige mense wat vir ons optel, daar waar ons hyk langs die pad, offer hulle vir ons blyplek, offer vir ons werk. As dit ook nie lank hier dan drop ons vir hulle en dan gaan ons maar net weer aan met ons ding na die volgende dorp toe. Steek maar net die duim uit en daar waar ons opeindig, daar bly ons vir 'n tydjie. En tog as iemand vir daai kans offer, dan mors jy dit op, né? Stel daai persoon te leer, hike na die volgende plek toe en dan terwyl jy hike, dink jy nog steeds jy hoop vir 'n geleentheid. Ja, Dis eintlik vreemd, né? dit is. Want 'n mens hoop vir 'n geleentheid en as jy dit kry, dan mors jy dit op, want jy's verslaaf. Jy nie net verslaaf aan dwelms nie, jou mentaliteit is net nie in staat daartoe om verantwoordelike besluite te neem en die regte ding te doen. Ja nee, jy is vasgevang in jou eie kop. En tog hoop jy heeltyd vir nog 'n En geleentheid. jy hoop maar net vir geleenthede. Wat is dit wat 'n mens dink as jy hoop vir 'n geleentheid? Ek wil 'n mens weet mos nou, jy het 'n klomp geleenthede al gehad en jy het dit opgemors. Wat gaan deur jou kop as jy hoop vir nog 'n geleentheid? Wat is dit wat jy dink gaan gebeur? Jessie, dink maar net, ou gaan jou blyplek kry, werk kry en dit gaan maar net lekker gaan. Son gaan weer skyn. 'n Mens dink alles gaan regkom. Alles gaan regkom van self, ja. Ja. Maar tog Dit is die ding, nee. Tog dit gebeur nie. Jy hoop dat goeders kom net reg, maar dit doen nie. Ja. Jy moet dit maak regkom. I am surrounded by the arms of a father. I am surrounded
So hoe het hierdie hele trip geëindig? Ons het 'n geleentheid gehad om rehab toe te gaan. Maar vertel gou van jou ma. Wat hierdie down spiral tot op 'n rock bottom Ja, my begin ma het gesien ons gaan agteruit en sy het ons ook baie probeer moed inpraat en hulp gee en hulp offer, maar ons was so gedruk geweest meeste van die tyd. Alles wat sy vir ons probeer doen het ons maar terug in haar gesig gegooi. Ons was nooit dankbaar met wat sy vir ons probeer doen nie. So ja, vir my ma was dit ook baie moeilik om te sien die pad wat ons loop. En ons het maar net aangehou. En ja, dit was donker pad. Gelyk of ons daar geen einde gaan wees nie. Dit is ook net met die Here se genade dat ons vandag hier so kan sit. En toe het julle ma tot sterwe gekom. Ja, het my ma gesterf. Toe het ons self nie geweet wat se kant toe nie. Daar was nie werk nie. Niemand vertrou ons nie. Niemand wil vir ons 'n geleentheid gee nie as gevolg van al die geleenthede wat ons opgemors het. So ja, ons het nêrens gehad om te gaan. Ons het nie geweet wat van ons gaan word nie, wat ons gaan doen nie. Vir my het ek gedink is die einde van alles. Het julle gedink julle gaan net maar Wesstraat toe gaan? Ja, Ja, was Jou pad vat? ja. hy was basies al opsie. Is pad vat op straat lewe vir nog so 'n paar jaar, maar wag vir nog 'n geleentheid. Vir 'n geleentheid, ja. Alles gaan, miskien gaan alles regkom. Ja, nee. Okay, Hendriko en toe. Ja, Jessie. Ja, soos ek gesê het, daar was nie lig in die tonnel nie. Tot by my ma se begrafnis, toe sê haar vrou, ja, dis onskuld dat my ma dood is en dit het nogals diep gevat. En Hoe voel jy vandag oor daai? Nog steeds baie hartseerouer. Is daar skuldgevoel by jou? Ja, baie ja. Nee, ek dink seker dis wat nou die hele journey vir my begin het. Dis toen ek moes dit seker gehoor het. Ja, en toe gaan ons rehab toe. Wat er jy heb? Shepherd's Gate. Shepherd's Gate, Vredenburg. Ja, en dis waar ons nou die Here eintlik vir die eerste keer leer ken het. En vandag is Dag 100. dag 100. Dag 100. 100 dae skoon. Ja, En dit is julle langste in Byna 20 jaar. 20 jaar. 26 jaar. Nog nooit so lank skoon Nog gewees in nooit, 26 Nog jaar nooit. nie. En snaakse ding is van wanneer ek by Shepherd's Gate ingestap het ek nog nie eendag aan dwelms gedink nie. Nie So- eendag nie. Vertel gou van die eerste paar dae by Shepherd's Gate. Was dit moeilik? Dit was moeilik, ja, toe ons op pad soontoe was, het ek gedink, "Jessie, waarvoor laat ek myself in? Ek het nie gedink ek gaan 'n week dit kan hou nie." Maar sommer van die begin af was dit net gemaklik, almal was vriendelik geweest. Het jy in die begin gedink op pad soontoe, ek gaan dit doen vir 'n paar dae dan gaan ek waai? Nee, ek het nooit oorweeg om te wy nie, maar ek het nie gedink ek gaan dit kan maak so. O, jy het nie gedink jy gaan kan nie. Ek het gedink ek kan nie. Ek het nie die wilskrag gehad om dit te kan doen nie. So wat het julle geleer sover daar by Shepherd's Gate? Baie godsdiens, baie praise and worship, baie reflections doen, devotions, baie kerk. Ja, by Shepherd's Gate het ek 'n ontmoeting gehad met die Here. Ek het die Here gevra om my te help. En stadig maar seker daai holkol wat ek in my lewe gehad het stadig maar seker kleiner en kleiner begin raak. En ja, vandag kan ek sê ek is nog steeds by Shepherd's Gate, maar ek is tevrede met die pad wat ek al geloop het. Ek dink dat ek moes die pad geloop het. Het julle ooit van tevore 'n blootstelling gehad aan God en aan die kerk? Ek was so 1 of 2 keer al by die kerk gewees, maar oor die algemeen wou ek niks met die Here te doen gehad het nie. So hierdie is julle albei se eerste keer wat julle regtig 'n long-term diep blootstelling aan die Here kry Eerste en keer, ja. en leer om met hom te praat en Ja. om in jou lewe in te kry. Ek het so 'n paar jaar terug, toe voor my seentjie gebore was, toe gaan ek na 'n kerk toe ek hom gedoop het. Toe kom 'n dominee na my huis toe. Toe kom sê hy vir my dat ek nie goed genoeg is vir die Here nie. En toe vandaan af het ek nog nooit eers probeer weer teruggaan na 'n kerk toe nie. Tot ek daai een Sondag by die Nuwe Lewe Kerk ingegaan is en toe sien ek wel die kerk is heeltemal teenoorgestel as wat 'n ander kerk was vir my. Ek het welkom gevoel.
mense uiteindelik uit hulle pad uit gegaan om my te kom leer ken. En ja, toe sien ek eintlik my persepsie van wat ek al die jare gedink het oor die kerk was eintlik 'n bietjie verkeerd. Ja. Ja, en toe wanneer ek die geleentheid kry om Shepherd's Gate toe te gaan, ja, toe vat ek dit en tot vandag toe kan ek sê ek sien spyt nie. Ek weet nou ek sou dit nooit alleen kon gedoen het sonder die Here se help. Ja. Ja. En jy het nog 'n paar maande oor daarso Ja. en kyk vorentoe en die toekoms is nog onseker, nê. Nee. Ja, dit is nog onseker, maar ek vertrou op die Here. Ja. Ja, dis al wat ons kan En doen. ek wag Jou maar pad op die gelyk Here. maak, ja. Alles sal kom op sy regte tyd. Nou gaan alles regkom. Ek glo so. Ja. Nee, ek glo so. Okay, baie dankie. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yeah. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Full of faith, yes, I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave.